Welkom by Rou en Regheid, die plek waar ons praat oor regte lewe, die goeie dae, die slegte dae en hoe om aan te hou, selfs as dit moeilik raak. Ek is Franco en ek deel my storie en wenke om jou te inspireer om jou eie lig te vind. Hier hou ons niks terug nie. Dis Rou, dis Regheid. Kom ons chat. Hallo vriende en welkom terug by nog 'n episode van Rou en Regheid. Ek dink ek gaan hierdie episode vandag doop Journey met Yourself. Want ek wil graag bietjie meer met julle deel oor iets wat nou vir my onlangs 'n groot game changer in my lewe was. En dit is meditasie. Hoe het dit my kalm gehou wanneer dinge bietjie hand uitdruk of as julle soos ek deur 'n groot life journey gaan. Daar's party mense wat deel met verskriklike groot veranderinge in hulle lewe, soos 'n nuwe werk, nuwe skole, nuwe dorpe. En ek kom sê sommer vir julle reguit, jy hoef nie op 'n berg te gaan sit en omsing as jy wil mediteer nie. Dit is vir enigiemand wat voel hulle brein hardloop 'n marathon. En hulle wil bietjie leer hoe om die remme te trap. So, julle vra nou vir my, Franco, wat is meditasie regtig? Meditasie is nie net sit en niks doen nie. Dit is eintlik 'n baie selfoefening in selfbewustheid. Kyk, dit leer jou hoe om jou gedagtes te beheer in die chaos, om jou kop bietjie stil te maak wanneer jy mediteer. Oefen jy jouself regtig om jouself in die Here te bring. Om net in die oomblik te wees en nie aan alles en almal te dink wat in jou gedagtes rondmaal nie. En kyk, ek het ook baie keer so gevoel as ek net sit en niks doen nie of as ek net daai 15 minute vir myself vat. Jy voel skuldig op 'n manier want jy sit en dan dink jy, ag Jesus, ek moet gou hierdie persoon bel of ek moet gou daai. En weet jy, dit is so onregverdig teenoor ons want dis ons tyd. Dis my tyd en is jou tyd. En ons het dit nodig in ons lewe. Hoekom voel ons so gestres? Kom ek wees eerlik met julle, ons lewe in 'n wêreld waar alles vinnig moet gebeur. Die tempo van alles, werk, verhoudings, selfs die deure van 'n winkel wat onthoudend oop en toe is, druk ons om aan te hou hardloop. Dit bring stres en oordink in ons kop in. Ons probeer ons gedagtes beheer, maar wat ons eintlik doen is, ons oordink. Dis asof jou gedagtes nie 'n rem het nie, en jy begin die wêreld rondom jou in te haal, wat jou eintlik net op die ou ende meer gestres maak. So, ek het onlangs, kyk, ek is maar nog altyd 'n baie busybody. Ek kan nie net sit en 'n boek lees of ek weet nie, ek kon nog nooit tyd vir myself gevat het nie, want ek voel skuldig op 'n manier.
as ek moet sit en niks doen nie, dan voel ek skuldig, want daar is soveel goed wat nog gedoen moet word. Maar weet jy, in daai 15 tot 30 minute wat jy net actually tyd wat vir jouself, proses jou brein soveel meer en kan jy soveel beter dink. So ek gaan vir julle vandag 'n paar praktiese maniere wys om rustigheid te vind. En weet jy wat, daar is 'n paar eenvoudige maniere om al daai chaos in jou kop te stop. So ek wil eintlik graag met julle iets deel wat ek raak gelees het of raak geluister het vandag. En weet jy, dit het eintlik vir my soveel betekenis. Dit is 'n poem actually wat geskryf is deur Charles Bukowski en hy gaan so, die poem se naam is The Laughing Heart. Kyk, die poem dra vir my 'n baie sterk boodskap van selfbewustheid, vryheid en die keuses wat ons in die lewe het. Dit sê vir ons dat ons nie moet toelaat dat die lewe ons in 'n donker hoek druk nie. Ons moet altyd op die uitkyk wees vir die lig iewers in die donker. Vir geleenthede. Dit beklemtoon dat hoewel ons uiteindelik nie die dood kan vermy nie, het ons steeds op 'n manier dat ons die dood kan klop deur ten volle te lewe. Hoe meer ons dit doen, hoe meer lig sal daar in ons lewens wees. Dit herinner ons ook dat elke mens uniek en wonderlik is. En dat die gode waarvan hy praat is hier 'n simbool van groter kragte. Geleenthede of selfs die lewe wat self gesien kan word. Ons waarde sien en ons wil sien flaunt. So ek het nou hierdie vir julle in Afrikaans vertaal. En hy gaan so. Jou lewe is joune. Moenie toelaat dat dit in 'n donker onderdrukking vasgevang word nie. Wees waaksaam. Daar is uitkomkans. Daar is lig iewers. Dit mag dalk klein wees, maar dit is beter as die duisternis. Wees waaksaam. Die gode sal vir jou kanse bied. Sien hulle. Neem hulle. Jy kan nie die dood klop nie, maar jy kan dit soms in jou lewe oorwin. En hoe meer jy dit reg kry, hoe meer lig sal daar wees. Want jou lewe is joune. Ken dit terwyl jy dit het. Jy is wonderlik, my vriend. En die gode wag om jou te bewonder. Is dit nie net vir julle 'n kragtige poem nie? So ek wil net gou vinnig met julle 'n paar praktiese maniere deel oor hoe ons net vandag bietjie kan stilte vind. En dan op die einde van hierdie episode gaan ek vir julle 'n meditasie doen wat julle altyd na terug kan kom.
So sit regop of staan regop. Maak jouself gemaklik. En dan sluit jy jou oë. En dan haal jy diep asem deur jou neus vir 4 sekondes. 1, 2, 3, 4. En dan asem jy weer uit vir 4 sekondes. 1, 2, 3, 4. Fokus net op die asem. En as jou gedagtes afdwaal, bring hulle net weer terug na jou asem toe. Jy sal verbaas wees hoeveel rustigheid daardie paar sekondes jou kan bring. So hoe begin 'n mens mediteer? Jy mag dalk dink, soos wat jy al gesê het, jy moet wierook brand of nee. Dit is nie nodig nie. Wat jy regtig op moet fokus, is net 5 minute van jou dag af te sonder en op jou asem te fokus. Dis so eenvoudig soos dit. Wanneer jy jou gedagtes begin kalmeer, begin jy die chaos rondom jou en ander af te skaal. Kyk, ek weet, ons almal sê, ons gaan begin mediteer. Ek was daar. Ons sê dikwels ons gaan begin mediteer en dan vergeet ons, of ons is nie lus nie, of ons kry nie tyd nie. Maar die beste manier om dit in jou daaglikse roetine te kry, is deur dit reg voor jou oë te plaas. Begin jou dag met net 5 minute meditasie. Of doen dit in die middel van die dag as jy voel jy dreig om oorweldig te word, of die punt is om dit te deel van jou roetine te maak. Selfs al is dit net vir daai 5 minute. Kyk, daar is bewys dat as jy iets vir 21 dae aan een kan doen, word dit outomaties deel van jou roetine. Dis byvoorbeeld soos om asem te haal of om jou tande te borsel, jy doen dit sonder moeite, jy doen dit sonder emosie. So die bottom line is, jy kan jouself leer om kalmer en gefokus te wees. Al voel dit soms onmoontlik. En as jy al ooit gewonder het of dit regtig werk, probeer dit vir 5 minute self. En dan laat weet jy my. So hierdie laaste stuk van hierdie episode gaan ek vir julle 'n guided meditasie doen. 'n Kort meditasie om jouself terug te bring in die Here. So kom ons begin. Sluit jou oë. Sit regop. En begin net diep asemhaal. Asem in. 1, 2,
3, 4 en dan asem uit. 1, 2, 3, 4. Voel die grond onder jou voete. Voel hoe jou hele liggaam tot rust toe kom. Jy is veilig. Jou gedagtes mag dalk afdwaal, maar is heeltemal normaal. Bring hulle net elke keer terug na jou asem. Die enigste plek waar jy moet wees is hier. In hierdie oomblik. Kom terug na jou asem en voel hoe die rus oor jou liggaam spoel. Laat jou gedagtes rustig kalmeer en fokus net op jou asem. Jou liggaam en die ruimte onder jou. Soos wat jy inasem, dink aan 'n helder lig. Wat van die middel van die aarde deur jou voete in jou lyf inkom. En dan soos wat jy uitasem, dink dat daai lig weer al jou negativiteit uit jou lyf uithaal en saam met hom weer terugneem tot in die middel van die aarde. En dan wanneer jy gereed is en jy stadig jou oë oopmaak en terugkom na die ruimte rondom jou. En dan het jy dit gedoen. Dit was net 4 minute, maar jy het jou gedagtes gestop en jy is terug. Ek vra jou om met my te deel hoe jou experience was. Ek is op Instagram, op Facebook, of los selfs my net 'n comment op hierdie video, waar ook al jy mag luister. En ek vra julle vandag weer, groet vandag 'n vreemdeling, smile, sê goeiemôre, goeiemiddag, of goeienaand. Want 3 smile is soos dreamcatchers vir hartseer. Ek glo in jou en ek lief jou. Tot Vrydag. Tot ziens.